op pad te Sina toe vanoggend dat, hoewel ons al by die gemeente was, ek nog nooit hier die woord bedien het nie, so dis vir my 'n besondere voorreg. Ek wil vir die kerkraad baie dankie sê vir die geleentheid om hier te kan wees en ook namens die Bybelgenootskap van Suid-Afrika kort aanbieding te doen. So die moderatuur van ons kerk het my op 'n stadium aangestel om in hierdie noordelike streek van ons kerk by gemeentes om te gaan en as verteenwoordiger en preekhulp vir die Bybelgenootskap ook op te tree. So dit gaan net daaroor om te praat oor wie die Bybelgenootskap is, die werk wat gedoen word deur die Bybelgenootskap en dan natuurlik om die woord van die Here te kan bedien. So dit is vir my 'n baie besondere voorreg om dit te kan doen. Van die Kweekskool se kant af wil ek ook net ons groete oordra en dankie sê jou Tiaard wat nou die Pinkstertyd hier by u was. Tiaard Botes het gesê dat hy het verskriklik baie geniet het hier saam met u in die gemeente en ons wil vir u ook baie dankie sê vir die geleentheid wat hy gehad het om hier te kon preek en ook die blootstelling kry om 'n Pinksterreeks aan te bied en vir die liefde en wat hy kon beleef hier saam met u as gemeente. Ek gaan vra dat ons net so bly sit, dan bid ons saam en dra hierdie diens aan die Here op. Stuur Here u lig en u waarheid, dat die ons lei, dat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees in ons midde, ook in hierdie oggend. Amen. Ek wil net seker maak, is daar nog 'n lied wat ons nou gaan sing of nie? OK, baie dankie. Dankie oom, ekskuus, dit moet ek voor die tyd gehoor het. Ek wil ook verskoning maak dat ek vanoggend nie die wet en die geloofsbelijdenis sal hanteer nie in die lig van die Bybelgenootskap aanbieding en die tyd wat dit opneem. Gaan ons dit nie doen nie, maar voortgaan moet dit dat ons by die woordbediening kan uitkom. Ek wil julle graag groet dan, wil ek nou klaar behoorlik gegroet het met die woorde van Jesaja 40 vers 8 wat sê, die gras verdor, ons sien dit in die tyd van die jaar, hoe die gras verdor soos die winter kom, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. God se woord is ewig, dit is altyd waar, altyd relevant, nooit nodig om opgedateer hoef te word nie, want dit is ewig en waar soos wat God dit vir ons gegee het in sy oorspronklike. Nou, wat die werk van die Bybelgenootskap aanbetref, ek sal nou hier aanbeweeg, die lese is 'n Bybel in elke hand, Gods woord in elke hart. Nou die gedagte daaraan is net dat as mense toegang het tot die woord, is die gebed van ons hart dat die woord van God, ons weet, kan iemand se lewe heeltemal onherroepelik verander deur die evangelie en deur die werk van die Heilige Gees wat hulle lewens kom verander. So die begeerte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is om Bybels by mense uit te kry. So die Bybelgenootskap is die organisasie wat vir meer as 200 jaar nou in die wêreld heen verantwoordelik is vir die vertaling, die publikasie en die verspreiding van Bybels betrokke is. So die feit dat ons 'n vertaling het van die Bybel in ons eie taal, is die werk van die Bybelgenootskap baie jare terug, en ook dat daar in elke amptelike landstaal in Suid-Afrika, dat mense toegang het tot 'n volledig vertaalde Bybel, is die werk van die Bybelgenootskap. Die Bybels wat ons aankoop, die druk daarvan, meeste van dit, amper almal van dit, is die werk van die Bybelgenootskap, wat daarvoor verantwoordelik is. So die visie, soos wat ek gesê het, is dat elke persoon toegang kan hê tot die Bybel. En die missie is, hoe hulle daardie visie wil bereik, is om bekostigbare Bybels vir elkeen in hulle hartstaal, ons praat ook van moedertaal, en formaat van hulle keuse te verskaf. Ek gaan nou praat oor die formaat, sodat almal die lewegewende boodskap van God se woord kan ervaar. Nou wanneer ons praat van die formaat van hulle keuse, gaan dit daaroor, daar is gedrukte Bybels, dit is wonderlik. Dit bly vir my ook die lekkerste om die Bybel oop te maak en te lees. Maar die voorreg wat ons vandag het, is dat die Bybel ook op baie ander verskillende formate beskikbaar is. Byvoorbeeld op die selfoon, ek haal hom nou uit, maar net om vir u te wys, meeste van u glo ek weet dat 'n mens die volledige Bybel
heeltemal gratis kan aflaai op 'n mens se selfoon. Al wat dit jou kos is die data wat dit kos om dit af te laai, maar 'n mens hoef nie dit te betaal nie. So, dis iets wat ek net weer onder die aandag wil bring, veral as 'n mens moet mense te doen kry, wat dalk nie toegang tot 'n Bybel het nie. As hulle 'n selfoon het, en meerderheid van mense het vandag, om vir hulle te kan begelei en te kan verduidelik dat hulle selfoon, hulle die Bybel kan aflaai op 'n selfoon. 'n Ander ding wat wonderlik is, en dis eintlik hoekom ek my foon uitgehaal het, ek gaan vir julle net nou wys op die skyfie ook, maar terwyl ons hierby praat, is daar's onlangs 'n nuwe Bybel, 'n selfoon toepassing deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika bekend gestel, wat die audio, die klankbybel in Afrikaans ook volledig beskikbaar het, gratis. Nou baie mense gebruik die YouVersion Bybel toepassing, is wonderlik, hy's 'n oulike toepassing, dan is daar 'n vroeër Bybel toepassing van die Bybelgenootskap ook, maar so 'n paar maande terug is hierdie een geloods. Ek wil graag vir u wys net gou. Ek gaan hom nou begin speel, is ons 1953 vertaling. As ek hom nou begin daar, dan begin hy nou lees, en waar hy lees, merk hy die versie wat hy besig is om te lees in geel. Praat in Engels van hy highlight hom. So dis baie lekker dat 'n mens kan luister, heeltemal gratis. Vroeër moes 'n mens betaal vir audio Bybel. So dis alles inisiatiewe van die Bybelgenootskap om God se woord by mense uit te kry. Dis die hart van die werk wat gedoen word. Nou wat oulik is van dit, is vir my twee uiterstes. Buite net as 'n mens iewers besig is om iets te doen en jy sit die foon aan en die Bybel lees in die agtergrond. Partykeer ouer mense wat nie meer so goed kan sien nie, help dit om te kan luister ook na die Bybel as 'n mens se oë nie meer so goed kan sien nie. Of die teendeel wat ek nou gesien het by ons kinders ook, kinders wat nog nie goed kan lees nie, wat kan saam luister, en omdat hy die versie wat hy besig is om te lees merk, help dit hulle om saam te kan volg. So dit kan hulle help leer om beter te lees, maar in die proses kennis te maak met die woord van God wat in staat is om hulle lewe te kan verander. Dis alles wonderlike maniere wat die Bybelgenootskap werk om die woord by mense te kry. So hulle is getaak met Bybelvertaling, jy sal dit nie glo nie, maar selfs in ons land vandag nog is daar kleiner taalgroepe wat nog nie die Bybel in hulle moedertaal het nie. En die Bybelgenootskap is daarmee besig. So die 11 groot amptelike landstale is die Bybel in beskikbaar, maar daar's kleiner groeperinge van tale wat hulle nog mee besig is. Dan Bybelpublikasies, soos wat ek gesê het, om Bybel so bekostigbaar as moontlik te druk en beskikbaar te stel. Bybelverspreiding deur middel van donasies wat hulle Bybels versprei op verskillende maniere. Dis nou soos die audio Bybel wat ek nou na verwys het, of die selfoon Bybel, waar daar in 2024 1.2 miljoen Bybels afgelaai is in digitale formaat in Suid-Afrika. Daar's in die laaste jaar, in 2024, dis nou die laaste volledige jaar, was daar ook so oor die 300,000 Bybels, gedrukte Bybels versprei, aangekoop en ander versprei. Daarso is in van die ander projekte wat hulle aan die gang het met Bybelverspreiding, is daar 'n projek soos Bybel vir gevangenes, waar daar oor die 7,000 Bybels versprei is in gevangenisse vir mense, om toegang te hê tot die woord. Daarsoos by skole ook, waar daar Bybels geskenk is. Ander projekte, Bybel vir armes, daar's 'n paar audio Bybels, 15 audio Bybels ook geskenk vir mense, en 'n Braille Bybel ook. Die Braille Bybels word eintlik nogal minder vandag, dink ek, gebruik, omdat daar klank Bybels is, audio Bybels om na te luister. Maar dis eintlik 'n oulike ding, daar is nog Braille Bybels wat geskenk word, en ek het hierdie saamgebring, dalk vir die kindertjies wat wil, is hierdie woorde, God is liefde, in Braille ingedruk in hierdie kaartjie, dat 'n mens kan voel. Onthou, dis nou vir blinde, vir die kleintjies, vir blinde mense wat nie kan sien om te lees nie, wat met hulle vingers voel, met knoppietjies wat daar gedruk word, om te kan lees dan nou op daai manier. So, dit is net interessantheid, ek sal dit daar agter neersit ook. Ag, en as u betrokke sou wou raak by die verspreiding van Bybels as gemeente, of as individue, is daar verskillende maniere wat 'n mens dit kan doen. Daar's byvoorbeeld 'n Bybel per maand klub, wat die Bybelgenootskap loods. Dit is R70 'n maand wat 'n mens skenk,
En met daai R70 'n maand word die res bietjie gesubsidieer en dit skenk elke maand 'n Bybel wat hulle dan nou versprei waar daar behoefte is. Hier is ons van hierdie boksies, ek wys maar net wat saamgebring is, wat 'n mens kan toevou, amper soos 'n spaarbusie uiteindelik, wat 'n mens kan munte in versamel en uiteindelik gebruik om Bybels aan te koop. Dis net maniere wat 'n mens deel kan raak van hierdie wonderlike taak om God se woord by mense uit te kry. Laat my dink aan iets wat ek onlangs beleef het by die laerskool waar ons kinders ingeskakel is. Daar's iemand by die kweekskool wat Woensdae vir hulle CSV in die pouse gaan aanbied. So hulle gaan vertel van die Bybel en die evangelie. En met die kinders wat getrou kom na die CSV toe vra hulle op 'n stadium, hoeveel kinders is daar in die groep wat dit bywoon, wat nie Bybels het nie. En daar was 'n hele paar kinders wat nie hulle eie Bybel het nie. Mens kan dit amper nie dink nie. Terwyl soveel huise massas Bybels het wat staan en stof opgaar, is daar mense in ons land wat nog nie Bybels het nie. Hulle het toe nou deur 'n skenking van Bybels vir die kinders kon gee. En op 'n stadium toe ek by die skool kom, ek het met die CSV niks eers te doen nie. Ek open gereeld by die skool en so, maar ek was eintlik glad nie betrokke met dit nie. Toe kom daar so 'n seentjie aangehardloop na my toe en hy gryp my so om die been en hy sê, baie dankie vir my Bybel oom, ek lees dit elke dag. Nou ek het nie eers die Bybel gegee nie, maar dit was so wonderlik om te sien die dankbaarheid van iemand wat toegang gekry het tot die woord van God. Daar's nou daardie toepassing waarvan ek gepraat het, so as 'n mens gaan soek op jou selfoon, die Google Play Store of Apple se een, dan tik 'n mens net in Audio Bibles en soek vir die Bybelgenootskap sin daar. As jy hom aflaai op daai een, het hy die klankbybel staan saam met die skrif in, wat 'n mens gratis na kan luister. Daar's ons nou net om te wys daai prentjie hoe hy dan merk terwyl hy besig is om te lees. Nou wat maak hierdie werk moontlik? Soos ek nou net genoem het, fondsinsameling is krities belangrik vir die werk van die Bybelgenootskap om bekostigbare Bybels by mense uit te kry. En as ek vir u kan vra, die groot ding vanoggend kan pleit. As jy betrokke wil wees, die eerste ding wat ek wil pleit, bid saam vir die werk van die Bybelgenootskap. Bid dat die Here dit so sal werk dat daar konstant bekostigbare Bybels beskikbaar sal wees vir ons, dat meer mense toegang sal kry tot Bybels deur hierdie inisiatiewe, dat die Here die fondse sal voorsien ook om Bybels te kan versprei waar daar behoefte is. Ek het genoem ander maniere wat jy kan is deur byvoorbeeld te donateer te word of net betrokke te wees andersins by die werk wat die Bybelgenootskap doen. Baie dankie vir die tyd en die voorreg wat ek gehad het om so 'n bietjie daaroor te kon praat. Ek weet dit neem nou 'n redelike tydjie op, maar dit is belangrik dat u bewus is van wat gebeur en ons kry toegang tot die Bybel en ons verstaan nie altyd dat daar werk aan die agtergrond is wat dit moontlik maak nie en ons eer die Here daarvoor. Uit die lig daarvan wil ek u dan nooi om die woord saam met my oop te maak. En dit by Psalm 78, 'n verskriklike, pragtige Psalm. Dit is 'n boodskap wat al baie lank op my hart druk en by baie van hierdie besoeke van die Bybelgenootskap by gemeentes deel ek hierdie boodskap omdat dit so sterk op my hart druk. Ekskuus, ek het iets nagelaat. Terwyl jy die plek het, gewoonlik by gemeentes en ek het nou in die konsistorie vir toestemming gevra. Ek het so 'n medalje of 2 ook wat ek saambring vir die kinders. Dan vra ek 'n vraagie oor die aanbieding of oor die Bybel. En as daar 'n kind is wat wil antwoord, dan kan hulle 'n medalje vir hulle kom haal. So ek weet nie of is daar een nie, ek gaan dalk probeer. Maar kan ek 'n vraagie vra? Dan gaan ons nou aangaan. Ek dink maar net om hulle gewoonlik so 'n bietjie ook te betrek. So wat 'n kind kan vir my sê, wat is die heel eerste boek in die Bybel? Onthou die Bybel is 'n boek met 'n klomp verskillende boeke in. My reël is as daar 'n mamma is wat help of 'n ouma of iemand is wat help, dan moet hulle net ook 'n beurt kry om die medalje te dra, maar hulle mag help. Wil jy probeer? Jy kan. Ja, sê vir my. Mooi, jy's heeltemal reg. Gaan jy hom kom haal?
Jy is welkom, kom kry hom gou hier, so baie geluk. Mooi, kom kry hom hier, so ek gaan hom vir jou aansit. Daar is hy baie mooi, dit was baie goed, hoor. Daar is hy. Nou wil ek net gevra, hy's nog 'n ander kleintjie, wil jy ook een hê? Jy kan hom kom haal. Jy hoef nie as hy bietjie skaam is, ek kan hom na die tyd ook gee, dis reg. Maar as jy wil, dan sit reg, okay? Daar is hy, dankie. Kom ons lees saam uit Psalm 78 uit. Ons gaan net die eerste 11 versies saam lees. Dit is eintlik 'n lang Psalm wat baie geskiedenis gee oor hoe die Here gewerk het met sy volk, hoe hy hulle uit Egipte uitgelei het, hoe hulle ongehoorsaam was aan die Here en hoe hy hulle getugtig het, maar ook deurgedraai het, uiteindelik tot by die punt waar hy eindig, waar hy vir Jakob ook as koning van Israel dan nou gesalf het en aangestel het. Maar ons lees hier in die begin 'n gedagte wat ek graag in die midde wil los. Psalm 78 vers 1, 'n onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat u net so bly sit en dan bid ons saam asseblief. Ons groot en aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as gemeente vanoggend u te eer as die lewende God, die skepper van die eindes van die aarde, die een wat van ewigheid af bestaan en tot in alle ewigheid gaan regeer. Die een uit wie alles is, elke ding wat geskape is, het sy oorsprong in u. U is die bron van die lewe. U is ook die bron van die ewige lewe, die enigste een by wie ons die ewige lewe kan ontvang. Here, baie dankie dat u seun gestuur het na hierdie wêreld toe om te kom sterf aan die kruis ter wille van ons, om die straf vir ons sondes te dra, sodat ons die ewige lewe by u kan ontvang. Baie dankie vir hierdie gemeente, Here, wat u soveel jare terug al in die lewe geroep het, dat u 'n plek van aanbidding oor die jare heen voorsien het hier, sodat mense hierso kan onderrig word in u woord, dat mense hier oor die jare heen gered kon word. En ons bid maar net, Here, dat u sal voortgaan met die werk wat u mee besig is in hierdie gemeente. Dankie vir die getrouheid van lidmate en kerkrade in 'n tyd terwyl die gemeente nie 'n predikantspaar hier het voltyds nie. Baie dankie vir mense wat instaan en die woord bedien hier in hierdie tyd. Ons bid asseblief dat u hulle sal seën en dat u woord ook groot verandering in mense se lewens sal bring. En dan wil ons die begeerte van die gemeente ook aan u opdra, as ons vanoggend weer geluister het na die afkondigings. Here, daar's mense wat siek is, wat u nodig het, en u ken hulle by die naam. Die hare van hulle hoof is getel. U weet wat in hulle liggaam aangaan, en u is in staat om uit te kan help, en verligting en genesing te kan bring. Ons bid dat u asseblief aan hulle sal dink in hierdie oggend. U het gehoor die begeerte weer met die afkondigings wat die kerk gebou en die finalisering van prosesse daar om dit op die kerk se naam te kry, dat u asseblief daarin sal onderneem.
die begeerte om 'n pastorie te kan bou. Ag Here, asseblief, sal U in hierdie dinge vir hierdie gemeente ook deurdra en voorsien en genade gee. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Ons bid vir ons land en die geestelike toestand daarvan, waar soveel mense U nie meer dien nie, of baie wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, wat sê dat hulle U ken, maar deur hulle lewe U verloon. Ek bid dat U mense sal terugtrek na U self toe, dat mense in opregtheid en waarheid vir U sal leef, dat mense wat die naam van Christen het, maar U nie ken nie, gered sal word asseblief. Ons bid vir Israel en die konflik wat daar in die gang is. Here, ons sien in die wêreld gebeure, dinge afstuur op groot oorloë en probleme wat kom. En ons weet, Here, dit alles loop so in 'n klimaks in, soos wat U woord ook vir ons gesê dit sal wees, soos wat die eindtyd nader kom. En terwyl die wêreld bekommerd en verward rondkyk, weet ons, Here, as ons hierdie dinge sien, dat U koms nader kom. Dit maak ons as U kinders opgewonde, maar dit maak ons benoud ook oor soveel miljarde mense op hierdie aarde wat U nie ken nie. Sal U asseblief 'n laaste groot sieleoes inbring voordat die einde aanbreek. Ons bid vir mense in daardie oorlog, in Israel en Oekraïne en daardie plekke waar daar oorlog aan die gang is, wat baie ernstig geraak word deur die oorlog. Mense wat hulle lewe verloor in konflik, onskuldige bystanders wat sterf in die spervuur. Sal U asseblief genade gee vir mense in daardie lande en ook vir U kinders wat in baie moeilike omstandighede verkeer. Dankie dat ons dit mag bid terwyl ons vra, Here, spreek deur U woord met ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag U aandag rig. Nee, daar is verkeerde aanbieding. Toe maar. Ek het hom hierso. Dit was my fout. Ek het hom oopgemaak vir hulle. Ek het verkeerde aanbieding nou daarso opgesit. Dit is 'n ander boodskap, 'n ander besoek wat ek toe nou die verkeerde ene oopgemaak het. Ek wil graag die aandag rig dan nou op vers 4 en 5 se begin van hierdie gedeelte. Hy sê daarsom, eintlik kan ek van vers 3 af net. Hy sê wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Net daardie verse. Asaf skryf hierso en hy sê wat ons voorgeslagte vir ons geleer het van die Here, sal ons nie wegsteek vir die volgende geslag nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ons sien 'n prentjie in hierdie gedeelte ontwikkel. Nou hy doen dit later waar hy vertel van wat die Here gedoen het, maar hy sê dit wat die vorige geslag vir ons vertel het van die Here, sal ons nie vir onsself hou nie, maar ons sal getrou wees om dit aan die volgende geslag oor te dra. Hy sê verder in vers 5 hierdie gedagte dat dis nie net 'n mooi voorneme wat hy gehad het om dit te doen nie, maar is 'n opdrag van die Here wat elke geslag het om die woord van God aan die volgende geslag oor te dra. Dis hoekom ons tema vir vanoggend dan hieruit is God se woord aan die volgende geslag. Ons het sy woord. Deur die voorsienigheid van die Here is dit selfs vertaal in 'n taal wat ons dit kan verstaan, maar ons het 'n God gegeewe verantwoordelikheid om sy woord aan die volgende geslag oor te dra. Dis wat hy sê in vers 5. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel. So God het 'n wet gegee, 'n getuienis gegee wat hy ons vaders beveel het, en nou sê hy wat dit is, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Kan jy sien, saam met God se woord wat hy aan sy volk toevertrou het. Ekskuus, mag ek hierdie afhaal? Ek so bang ek gaan hom afslaan nie so. Saam met sy woord wat hy gegee het, het hy 'n opdrag gegee aan sy volk om te sê dit wat ek aan julle toevertrou, moet julle aan die volgende geslag oordra. Ons lees byvoorbeeld daarvan in Deuteronomium 6 waar hy sê hierdie woord wat ek julle vandag beveel moet in julle hart wees. En julle moet dit julle kinders inskerp.
Sal net nou dalk gou daarna gaan kyk. Dis 'n God gegewe opdrag. Dan sê hy verder vers 6, as jy saam met my volg, hy sê, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Sien jy die prentjie? Hy sê die een geslag moet die volgende een leer, dat hulle eendag weer kan opstaan om hulle kinders te leer. Nou die prentjie in my gedagtes, as ek dit raak sien, laat my baie dink aan soos 'n aflos wedloop wat plaasvind met atletiek. Dit is ons 'n wedloop waar daar 4 persone saam in 'n span is. En die een spring weg met 'n stokkie in die hand wat hulle mee moet hardloop, 'n sekere deel, as dit 'n 4 by 100 meter aflos is, dan hardloop die eerste persoon 100 meter, dan gee hulle die stokkie aan 'n tweede persoon. Hardloop, en dan as hulle aan die einde van hulle deel kom, gee hulle dit vinnig aan die volgende een wat 'n deel het, en die laaste een hardloop die laaste deel. So een geslag het die verantwoordelikheid om God se woord, soos 'n aflosstokkie, oor te gee aan die volgende geslag of generasie wat groot word, sodat hulle weer dieselfde kan doen eendag. Nou as ons dink aan 'n afloswedloop, wat is die slegste ding wat seker kan gebeur? Ja, die gesig en die woorde het dit so mooi bevestig, die stokkie kan val. Nou dit laat my dink, net vroeër in die jaar, hier aan die einde van Maart, hier by Germiston se groot atletiekstadion, was die laerskole se Suid-Afrikaanse atletiekkampioenskappe gewees. En ons het die voorreg gehad om daarso te wees en te kyk. En die aflos is baie keer ons so aan die einde van die atletiek, hierdie hoogtepunt waar dit nou groot gehardloop aan die gang is. En ek onthou al met die onder 10 kinders, as ek reg onthou, waar hulle begin het. Een van die eerste wedloop wat hulle hardloop, toe was die een provinsie, as ek reg onthou, was dit Mpumalanga wat toe loshande voor was met die aflos. Hulle gee oor en hardloop en 'n man, hulle is 'n hele end voor die ander. En toe hulle by daai laaste oorgee kom, by daai laaste draai voor die laaste deel van die wedloop, toe val die stokkie. En dit was daarmee heen eintlik met hulle hoop om 'n medalje te kry. Ons moet waak dat ons nie die aflosstokkie van God se woord tussen ons geslag en die volgende laat val nie. Nou hoekom hierdie boodskap so sterk op my hart afdruk, is omdat ek bekommerd is dat dit in ons land besig is om te gebeur. Oor die jare heen het ouers die verantwoordelikheid verstaan om aan die volgende geslag hulle te leer van die Here. Daar was selfs, as ek dit so kan stel, veiligheidsnette gewees in die samelewing ingebou, waar ouers nalatig was, waar kinders ten minste nog by die skole geleer is van die Bybel. Ek praat van jare terug. Ek was so geskok op 'n stadium daar by die kweekskool by die biblioteek. Ons was besig om al die boeke op 'n elektroniese stelsel in te laai. En een van die studente bring vir my 'n boek, maar hy's oopgemaak. Ek sien toe nou nie die voorblad om te sien watter boek dit is nie. En hulle wys van die inligting. Ek sien, wow, dis geskiedenis van die intertestamentêre tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament en eintlik wonderlike inligting. En toe ek die boek so toeslaan en kyk, toe sit standaard 9 Bybelkunde boek van baie jare terug. Toe besef ek hoeveel moeite gedoen is om die volgende geslag te skool in die woord van die Here. Nou u weet, vandag is dit nie meer die geval nie. In skole, daar's nog skole waar daar openinge waargeneem word en so, maar Bybelkunde bestaan nie meer. Ek praat van staatskole as 'n vak by skole nie. Kinders word vandag inteendeel liewer goed geleer wat teen God se woord is, as om geskool te word in God se woord. Dinge soos dat die wêreld en die heelal ontstaan het deur 'n oerknal, deur evolusie ontwikkel het sonder dat God dit geskaap het. So verstaan jy die gevaar. Dis nou in ons tyd wat hierdie dinge aan die gebeur is, wat daar geslag groot word wat God nie ken nie en sy woord nie ken nie. Daar was 'n tyd waar mense, selfs mense wat dalk nog nie regtig gered is nie, maar wat mense die gewoonte gehad het om kerk toe te gaan, kinders na sonnaarskole toe te vat, so hulle het daarom iets geleer van die Bybel. Daar's 'n tyd waar jy vir kinders kon sê, jy praat van Dawid of Moses of Gideon of Petrus en hulle sou 'n idee hê van wie jy praat. Vandag is my skrikwekkend om by skole openinge waar te neem en as jy praat van Moses, dan kyk 'n groot deel van die skool kyk jou so aan asof hulle nie 'n idee het van wie jy praat nie.
Daar's 'n geslag wat groot word, wat God nie ken nie. En my besorgdheid is, ons is besig om die stokkie te laat val. En die gevolge daarvan is katastrofies. Dit is in hierdie gedeelte vir ons aangeteken, en ons moet so die Here vertrou, dat hy ons sal bewaar, om dit nie toe te laat. En nou die prentjie van die aflosstokkie, vind ons reg deur die woord. Nou, ek gaan my so 'n bietjie moet verskoon, ek gaan hier en daar bietjie moet blaai, om versies wat ek vir u daar sou wys, nou net vir hier te kan lees. Maar ons sien daai prentjie reg deur die skrif. As 'n mens dink aan 2 Timoteus byvoorbeeld, hoofstuk 2 vers 2, sê Paulus vir Timoteus hierdie woorde. Onthou, dis die laaste brief wat Paulus geskryf het. Hy skryf in daai brief dat hy weet die tyd van sy heengaan is naby, dat hy binnekort moontlik sou sterf. En in hierdie laaste brief wat hy Timoteus aanmoedig om getrou te wees in die bediening waarvoor die Here hom geroep het om sy werk te doen, sê hy in daai hoofstuk 2 vers 2 hierdie woorde: en wat jy van my geleer het of gehoor het onder baie getuies, so wat ek jou geleer het, Timoteus, vertrou dit toe aan bekwame manne wat getrou sal wees om ook ander te leer. Kan jy sien, Timoteus dra dit oor aan ander mense wat ook getrou en bekwaam sal wees om dit weer vir ander te gee. Dis die prentjie van 'n aflosstokkie. Selfs in die boek Joël, dis die een waarna ek nou wou lees, kan jy gaan kyk daar, ek dink is vers 2 van hoofstuk 1, wat hy sê, vertel hierdie dinge aan julle kinders, en hulle aan hulle kinders, en hulle aan die volgende geslag. Jy sien altyd daai prentjie, dis God se ontwerp. Kinders word nie gebore met 'n opgelaaide kennis van die woord van God in hulle gedagtes nie. Ek weet, daar's 'n basiese kennis van reg en verkeerd, wat elke mens mee gebore word, en 'n mens se gewete van kleins af oortuig jou wanneer jy weet jy is besig om verkeerd te doen. Maar elke geslag het die verantwoordelikheid om die volgende geslag te onderrig in die woord van die Here. En ons moet so waak dat ons nie ons verantwoordelikheid dalk versuim nie. So, aan die een kant, in kort sal jy sien, die eerste gedagte is heel wat korter. Wat gebeur wanneer 'n geslag ontrou is om die woord aan die volgende geslag oor te dra? Wat is die gevolge? Wanneer een geslag getrou is, ek hoop ek het nou reg uitgedruk, om die aflosstokkie oor te gee. So wat gaan gebeur as ons dit reg doen? En aan die ander kant gaan ons tweedens kyk na wat gaan gebeur as ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Dis die twee kante. Nou ons sien dit daarso in vers 6 en vers 7. Onthou, vers 6 is die opdrag. Hy sê dis 'n bevel van God, vers 5, om dit aan hulle kinders bekend te maak, die woord. Nou onthou net, as ek dit noem weer, dis 'n bevel, dan beteken dit as ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie, is ons ongehoorsaam aan die Here. Ok, dan sê hy vers 6, hoekom moet ons dit oordra? Sodat die volgende geslag dit kan weet, dit wat ons weet van God, wat ons geleer is van hom, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. So sien jy weer daai prentjie. Ons moet dit vir hulle leer, dat hulle eendag hulle kinders kan leer. En dan sê vers 7 hierdie woorde, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Kan jy sien hoe duidelik is dit wat ons wil bereik? Ons wil die volgende geslag leer, nie net dat hulle weer ander kan leer nie, dit ook, maar dat hulle vertroue, vers 7, op God kan stel. Elke nuwe geslag wat gebore word, moet gered word. Kind word nie gebore outomaties as 'n kind van God, omdat hulle ouers die Here gedien het nie. U weet dit. Die woord leer vir ons duidelik dat kinders in sonde ontvang en gebore word. En vir daardie rede moet die volgende geslag geleer word van die Here, dat hulle op 'n punt kan kom waar hulle vertroue in God kan stel, as hulle God. Nie net die God wat my ouers gedien het nie, maar die God wat ek vertrou het om my God te wees, aan wie ek my lewe oorgegee het. Dan sê hy, en die dade van God nie vergeet nie, dis die met dit saam, sodat hulle self die Here persoonlik kan leer ken, en dat hulle nie die dade van God vergeet nie. Onthou, as hulle vergeet, as hulle nie meer weet wie God is en wat hy gedoen het nie, hoe gaan hulle 'n volgende geslag kan leer daarvan? Dis hoekom vir my dit so belangrik is, geleenthede soos Paasfees,
om moeite te doen om vir die kinders te verduidelik, dit is wat ons herdenk. Vertel terug van die uittog uit Egipte uit en die lammetjie met die bloed wat gesmeer is en hoe dit vorentoe gewys het na die Here Jesus wat die lam van God is, wat die sonde van die wêreld kom wegneem het, wat aan die kruis gesterf het, dat hulle dit weet. Eendag, elke jaar kan ons hulle herinner daaraan, want eendag, as ons nie meer daar is nie, as die Here vertoef om te kom, dan moet hulle dit kan vertel aan die volgende geslag. Dink aan geleenthede soos Geloftedag. 'n Dag wat grootendeels in ons land ook maar net nog 'n dag geword het, maar ek dink om te vertel, dit is wat die Here gedoen het. Dis die wonderwerk wat hy gedoen het, toe mense hom vertrou het, toe hulle in die nood was, en 'n sekere dood in die oë gestaar het, en die Here deur sy sterke hand hulle verlos het. Vertel vir hulle, dat eendag kan hulle weer vir hulle kinders vertel. Verstaan jy die beginsel? So ons vertel die volgende geslag, as ons dit getrou doen, dat hulle ook die Here kan dien. Dat hulle nie vergeet die wonders en die dade van die Here nie. Dat hulle kan vertel eendag vir hulle kinders, hoe die Here deur die 10 plaae sy volk uit Egipte uitgelei het. En hoe Jesus die brode vermeerder het en die visse vermeerder het. Al daai dinge wat God verheerlik, wat hulle kan oorvertel aan 'n volgende geslag. Dan sê hy verder, maar ook sy gebooie kan bewaar, sodat hulle vertrou op die Here kan stel, dat hulle sy dade nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Nou dit loop hand aan hand. Die oomblik wat iemand vergeet wat God gedoen het, en eintlik hom op die agtergrond skuif, dan begin hulle om ongehoorsaam aan hom te leef. Dit loop hand aan hand. Solank ek weet wie God is en wat hy gedoen het en dit aktief in my gedagtes is, dan sal daar respek, 'n ontzag wat gekweek word. Maar as mense God vergeet, is die outomatiese gevolg dat hulle ophou om die Here te dien. En dis dan nou die ander kant. Ons gaan dit nou sien hierna. So wat gaan gebeur? Kan gebeur in die land as ons getrou die aflosstokkie van God se woord aan die volgende geslag oordra. Daar kan 'n geslag groot word wat ook die Here liefhet, wat ook gehoorsaam aan die Here leef, wat ook die verantwoordelikheid besef wat hulle het eendag teenoor die volgende geslag, wat eendag as almal van ons, ek wil weer sê, as die Here vertoef om te kom. Ons het so 'n lewende wederkomsverwagting, maar sou hy teen daai tyd nog nie gekom het nie. As almal van ons nie meer hier is nie, dat een van hulle hier gaan staan en ander daar gaan wees en ander kinderbediening gaan gee aan die volgende geslag, dat dit nie doodloop by ons nie. Die Here kan dit doen. Die Here kan ons lot kom verander in die land, as mense weer hulle verantwoordelikheid besef teenoor die volgende geslag. Dit is so kommerwekkend, wil ek weer sê, dat baie mense net nie moeite doen om hulle kinders of kleinkinders te onderrig in die weë van die Here nie. Die lewe is so gejaag dat mense, as hulle by die huis kom van die werk af, net wil ontspan en agteroor sit en voor die TV sit, en daai kinders gaan dag in en dag uit sonder om ooit met die woord van God te doen te kry. En dit moet verander. So in die lig daarvan, kom ons kyk na die teendeel. So daai is wat ons wil hê, as die stokkie mooi oorgegee word, die volgende geslag, dat hulle ook die Here vertrou en die volgende geslag kan leer. Maar wat sal die gevolge wees as ons nie getrou ons verantwoordelikheid nakom om die volgende geslag te onderrig in die weë van die Here nie, as ons die aflosstokkie met ander woorde laat val. Vers 8. So vers 7 sê wat moet gebeur as ons getrou is, en vers 8 sê wat se gevolg as ons ontrou is. Hy sê en dat ons nie word, daai geslag, dat hulle nie word soos hulle vaders nie, soos vorige geslagte, 'n koppige en wederstrewige geslag. So 'n geslag wat nie luister vir God of vir enige iemand nie, wat doen wat hulle wil. 'n Geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. 'n Geestelike, afvallige, ontrou geslag sal opstaan as hierdie nie getrou oorgedra word. Hy sê dit het al gebeur en hy waarsku dat dieselfde weer kan gebeur. So as ons die stokkie laat val, gaan daar volgende geslag opstaan wat God nie dien nie. Nou die mees skrikwekkende voorbeeld van so 'n gebeurtenis
vind ons in Rigters hoofstuk 2. En ek wil julle nooi, as jy die Bybel het, maak dit saam met my oop daar, dat ons net 'n paar versies daar kan lees. Dit is aangrypend om te sien die gevolg van daardie geslag wat gebeur het. So onthou ons sê, as die aflosstokkie laat val word, wat sal die gevolg wees vir die volgende geslag? Nou, u sal onthou, as jy die geskiedenis so bietjie ken, dat Joshua 'n boek van groot oorwinning is. Die Here het hulle in die beloofde land in Kanaan ingeneem, wat hy beloof het om aan hulle te gee. Hulle het die een na die ander stede verower. Die Here het wonderwerke gedoen. Daar was hier en daar terugslag gewees soos by Ai, maar mens dink die wonders wat die Here gedoen het by Jericho, dat hy die mure laat inval het en regtig die land vir hulle gegee het. En is hierdie hoogtepunt van oorwinning die boek Joshua. En die volk het saam met Joshua die Here gedien. En nou lees ons in hoofstuk 2 hier die volgende woorde. Vers 7. Joshua hoofstuk 2 vanaf vers 7. En die volk het die Here gedien al die dae van Joshua en al die dae van die oudstes wat na Joshua nog in die lewe was. Kan jy sien, hy praat van 'n geslag wat nog in die lewe was. Terwyl daai geslag geleef het, het die volk die Here gedien. En al die, nou omskryf hy verder wat hierdie geslag, wie hulle is, en al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Dis die geslag wat daar was, die Jordaanrivier, toe hulle die voete ingesit het, opgedam en dat hulle kon deurstap met droë voete. Dis hulle wat gesien het hoe hulle skreeu, hoe die mure van Jericho ingeval het, en hoe die Here op 'n stadium die son laat stil staan het, en al daai wonders wat hy gedoen het. Daai geslag, terwyl hulle geleef het, het die volk die Here saam gedien. Dan sê hy daarso verder, maar vers 8, Joshua, die seun van Nun, die knegt van die Here, het gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, op die gebergte van Efraim, noord van die berg Gaas. Vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op. Jy moet oplet, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Een geslag. Toe daai geslag uitsterf, toe staan daar 'n nuwe geslag op wat die Here en die werk wat hy vir Israel gedoen het, die wonders wat hy gedoen het, nie geken het nie en hom nie gedien het nie. Dis skrikwekkend. Dis nie 4 geslagte later nie, een geslag. Die stokkie het geval en die gevolg was dadelik sigbaar. Hy sê verder daarso. So ek wil net weer die versie lees. Let dit net op. Hy sê toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, op dit teken toe hulle uitgesterf het, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En vers 11, die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dis hoekom ek net nou gesê het, as mense vergeet wie God is, outomaties begin hulle om in ongehoorsaamheid te leef. Hy sê, hulle het die Baals gedien, die afgode. En die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en hulle het agter ander gode aangeloop, die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig, en die Here geterg. Een geslag. Dit is wat op die spel is. Dit is die erns van hierdie opdrag van die Here, een geslag. Ons mag nie toelaat dat daar in die geskiedenisboeke teruggekyk word na ons tyd, as die tyd in Suid-Afrika, en dit is klaar besig om te gebeur, wat die woord van God, die stokkie van die oordra daarvan geval het, en 'n geslag opgestaan het, wat met God niks te doen wil hê nie. As ek dink hier aan, dan dink ek aan 'n gebeurtenis wat ek graag vir u wil vertel. Op 'n stadium, terwyl hierdie boodskap al in my hart gemaal het, kontak daar mense my uit die dierfamilie wat in die buiteland woon. Die persone wat gekontak het, se ma, die tannie was al baie meer bejaarde dame, is in 'n
verswakte versorgingseenheid in 'n ouetehuis daar naby ons by Pretoria Oos. En hulle vra toe of daar moontlikheid is dat ek by haar kan uitkom. Die dokters het hulle gekontak en gesê dit gaan baie sleg met haar gesondheid. Sy's in die bed, sy kan nie meer self rondbeweeg nie, sy het geval ook en seer gekry, maar gesondheid gaan vinnig agteruit. En die dokters het eintlik gesê dat daar nie veel is wat hulle mee vir haar kan doen nie. Nou is die hele familie weg. Die kinders bly in Europa, van die kleinkinders bly in Amerika en daar's niemand van die ander familie toe nou naby om by haar uit te kom nie. Ek sê toe ek sal met liefde na haar toe gaan. Ek reël toe en kom by die tannie uit. Ons het lekker gesit, lank en net gesels. Hoewel haar liggaam verskriklik swaar getrek het, was haar verstand helder en ons het lekker kon gesels. Op 'n stadium toe praat ek met die tannie oor haar siel, en haar verhouding met die Here en die ewigheid en of sy vrede het as sy die dag sou sterf, dat haar saak met die Here reg is, dat sy hom ken. En sy het getuig dat sy weet dat die Here haar gered het. Sy het verwys na geleentheid, hoe sy haar saak met die Here reggemaak het, en hoe sy vir 'n tyd lank die Here gedien het en daar groot verandering in haar lewe gekom het. Maar sy sê toe vir my, ek het nie 'n woord van hierdie psalm of die gedagte van die aflosstokkie met haar gedeel, niks. Sy sê toe vir my, maar sy is bekommerd oor haar kinders en haar kleinkinders, en op daai stadium het sy al 'n paar jong agterkleinkinders gehad. Sy sê, hulle het op 'n stadium, as ek reg verstaan, by die gemeente wat hulle daai tyd ingeskakel was daar een of ander moeilikheid. Sy het nou nie gesê wat gebeur het nie. En hulle het opgehou kerk toe gaan. Die kinders nog jonk was. En sy sê, sy het vir haar kinders altyd gesê, jy hoef nie kerk toe te gaan om die Here te dien nie. En sy het nooit moeite gedoen om hulle te leer van die Here nie. Hulle het groot geword as ateïste. Nie een van haar kinders vandag glo in God se bestaan nie. Sy het hulle nie negatief teenoor die Here groot gemaak nie, sy het net nie hulle geleer van die Here nie. Sy het hulle nie gevat na 'n plek toe wat kon help, toe sy dit nie gedoen het nie. En sy sê vir my, weens haar nalatigheid, so haar kinders vandag nie een glo in die Here nie, haar kleinkinders glo nie in God se bestaan nie, haar agterkleinkinders glo nie in God se bestaan nie. 3 geslagte ateïste eintlik maar. Oor een stokkie wat geval het. Dis haar woorde gewees. Ek sê vir haar, Tannie is nog hier. Bel Tannie se kinders. Sê vir hulle net, Tannie is jammer dat Tannie nie Tannie se verantwoordelikheid nagekom het nie. Sy sê vir my, hulle sal vir my lag. Hulle sal my uitlag as ek met hulle praat oor die Here. Ek sê, Tannie, wat maak dit saak? Terwyl hierdie ding op Tannie se hart is, kry dit van Tannie se hart af. Sê ten minste vir hulle, ongeag hoe hulle daarop reageer. En dit was hierdie geweldige saak vir haar. Sy het sekerheid gehad oor haar saak met die Here, maar in haar woorde, nou weet die Here se trou, die Here kan nog daardie kinders en kleinkinders, ons bid so vir hulle red, maar deur haar nalatigheid is daar 3 geslagte ongelowiges, ateïste, eintlik maar gekweek. Een wat die stokkie laat val. Vraag is, wat kan ons doen om dit te verhoed? Kyk weer wat sê Asaf. Dit begin met 'n besluit wat jy in jou hart neem. In vers 3 sê hy, wat ons gehoor het en weet, so hulle is ook geonderrig. Hy sê, en ons vaders ons vertel het, so wat ek weet van die Here. Sy sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Nou dit klink verwarrend, dit beteken net ons sal dit nie wegsteek vir die volgende geslag nie. Ek sal nie stil bly nie, ek sal dit nie vir myself hou nie, dis wat hy sê. Dit begin met 'n hartsbesluit om te sê, ek het 'n God gegewe verantwoordelikheid om iets te doen. Nou hier is ons ouers en hier is ons grootouers in hierdie gemeente ook wat kan sê, daar is ons iemand onder 'n mens se sorg of invloed, waar jy invloed het, waar jy verskil kan maak. Ek wil so pleit by ouers wat dalk nog kinders in die huis het. Ek self, ons het self 4 kinders, laerskool en jonger. Dit druk so op my hart hierdie verantwoordelikheid. Doen moeite om hulle van die Here te leer. Sit tyd eenkant. Sit die televisie vir 'n rukkie af.
Sit die selfone vir 'n rukkie eenkant en vertel hulle van Noag en die ark. Vertel hulle van Dawid en Goliat. As hulle nog te klein is, later begin lees. Ons het op 'n stadium met ons die kinderbybel deurgelees saam met die kinders toe hulle kleiner was. Toe op 'n stadium toe het my vrou, toe sê sy maar, sy het iewers 'n ding gelees van wat 'n ouderdom af moslemkinders die Koran moet memoriseer. 5 jaar oud of iets soos dit. Toe sê sy, hoe kan hulle soveel moeite doen, 'n valse godsdienst, om hulle kinders te leer en ons speel rond, wil ek baie keer sê, wat ons verantwoordelikheid aanbetref. En ons het daai tyd begin, Genesis 1, die Bybel oopgemaak, en met kinders veral, jy moet baie verduidelik, want daar's woorde wat hulle nie verstaan nie. Dis nog nie in hulle woordeskat of verwysingsraamwerk nie, maar lees en verduidelik, en lees en verduidelik, en lees en verduidelik, en net besef, ons moet meer doen. Mense sê baie keer vandag, skus, ek weet nie eens waar die tyd is nie, ek sê altyd, by die kweekskool gaan nou klaar wees. Ons het by die kweekskool 4 ure klastyd, so daarso vergeet ek van tyd hou. Gemeente moet ek onthou. Mense sê ons het nie die tyd nie. My uitgangspunt vir die laaste tyd is, dis nie 'n tydsprobleem nie, dis 'n prioriteitsprobleem. Dinge wat belangrik is, maak ons tyd voor. Dit is so. En as dit vir ons belangrik is, dis uiteindelik, as ons die lewe verlaat, is dit een van die belangrikste goed, wat ons moet sekerheid kan sê, ek het my verantwoordelikheid hier nagekom. Daar's baie ander goed, wat in die lig van die ewigheid tyd steel, wat nie belangrik is, wat ons kan eenkant sit. So maak tyd. Maak dit 'n prioriteit. As jy dalk nie meer kinders in die huis het, ek weet dis heel wat van u wat dalk nie meer het nie, kleinkinders of agterkleinkinders het, as jy die geleentheid het om met hulle te gesels of hulle te sien, as jy die voorreg het en hulle is by, sit hulle op die skoot, vertel hulle 'n Bybelstorie, vertel hulle iets van God. Dit is aflosstokkie oorgee daai. Dit bly hierso by hulle. Eendag kan hulle onthou wat oupa of ouma, oupa grootjie of ouma grootjie vir my vertel het. Dalk sal mense in die onderwys, jy het 'n verantwoordelikheid om iets in daai volgende geslag te los oor die Here. Dalk moet kinderbediening betrokke, hoe ook al, en as jy niks of niemand anders weet waar jy kan help nie, bid vir die volgende geslag. Niemand van ons kan sê ek kan niks doen om 'n verskil te maak nie. Mag die Here help dat ons verantwoordelikheid sal nakom. Die stokkie is in ons hande. Wat gaan ons daarmee maak? Gaan ons dit laat val en eendag voor die Here staan en sê, Here, ek is jammer, U het in die genade my gered en ek is hier vandag, maar ek het nagelaat om die volgende geslag van U te leer. Of gaan ek staan en hoor mooi so, goeie en getroue dienskneg, omdat ons getrou was in die God gegewe verantwoordelikheid wat ons het. Mag die Here help dat ons dit sal doen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so afhanklik van U wat hierdie opdrag aanbetref. Ons sien rondom ons die ellende wat kop uitsteek in die volgende geslag oor 'n aflosstokkie wat op die grond lê. Ons deel baie keer die bekommernis van ons hart oor die geslag jong mense wat groot word sonder respek vir ouers en sonder respek vir onderwysers en sonder respek vir die reg of die landswette. En ons moet die vraag vra in hoe mate is dit maar net die gevolg van nalatigheid in die verlede. Nou ons wil glad nie die skuld plaas op enigiemand anders nie. Here, dis waar ons nou is. En ons wil sê, Here, hier is ek, gebruik my om 'n verskil te maak in die volgende geslag. Het sy dit is om ernstig as voorbidder op te tree, of om te praat, of in te bou waar daar kinders of kleinkinders dalk met tye en mense sorg is, sal U ons help om getrou te wees in hierdie groot saak. Dankie dat ons U kan vertrou in Jesus se naam. Amen. Ek glo daar's 'n slotlied, né? Ja, die oom het dit deurgestuur, ekskuus oom, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer.
Nou kom ons staan as ons die noot kry, dan sing ons dit om die diens mee af te sluit. Versie lees, skus voor hulle soek nog die liedjie, ek is eintlik so bly hulle doen. dis 'n versie wat nou daar moet wees en ek wil dit graag lees. Psalm 71 is daar, ek moet nou net gou die versie self kry. Waar is ons hy? Toe maar, ek is jammer, ek wil hom nou so graag kry. Ja, dit gaan oor as 'n mens ouer geword het, net oor die idee dat die opdrag is nie net vir ouers met kinders in die huis nie. Ons gaan hom nou sing, ek is jammer julle dat ek net hierdie versie lees. So dis daai in die ouderdom verlaat my nie, dan sê in vers 18 hierdie woorde. En ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God, verlaat my nie. Dis 'n mooi gebed, Here, wees nog by my, selfs al het ek ouer geword. Maar het jy gesien dat hy stop nie daar die vers nie. Hy sê tot dat, bly by my totdat. Wat sê hy? Totdat wat? Totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig en aan almal wat sal kom u mag. So die gebed, Here, wees by my, selfs al het ek ouer geword, is sodat ek hierdie werk kan klaarmaak. Is dit nie mooi nie? Dis pragtig. En ek dink hulle is seker nou reg vir ons. Kom sing daai lied. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die instaatstellende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.